Paulus ware gesant of oorsaak van verdeeldheid? Min figure in die geskiedenis van die vroeë gemeente het soveel debat ontlok as die apostel Paulus. Vir byna 2000 jaar word sy briewe deur gelowiges bestudeer, aangehaal en bespreek. Tog het daar in veral onlangse jare 'n groeiende beweging ontstaan wat beweer dat Paulus nie 'n ware apostel van Yeshua die gesalfde een was nie, maar eerder 'n misleier wat die boodskap van die Torah of wet, die profete en selfs Yeshua self verdraai het. Hierdie beskuldigings is nie gering nie. Indien Paulus inderdaad 'n valse apostel was, sou dit beteken dat 'n groot gedeelte van die apostoliese geskrifte nie vertrou kan word nie. Dit sou ook beteken dat die oorspronklike apostels mislei was, toe hulle hom as medewerker en broer aanvaar het. Aan die ander kant, indien Paulus verkeerd verstaan word, dan kan die verwerping van sy geskrifte ernstige gevolge hê vir die verstaan van die evangelie en die geheel van die skrif. Die doel van hierdie studie is nie om tradisie blindelings te verdedig nie. Dit is ook nie om Paulus sonder ondersoek te aanvaar, bloot omdat hy deur die meerderheid van die Christendom erken word nie. Ons doel is om die beweringe teen Paulus eerlik, deeglik en skriftuurlik te ondersoek. Elke argument behoort op sy meriete geëvalueer te word, nie op emosie, gewildheid of vooropgestelde idees nie. Daarom sal ons nie bloot vra wat mense oor Paulus sê nie. Ons sal vra wat die skrif sê. Ons sal die getuienis van die Torah of wet, die profete, Yeshua, die ander apostels en Paulus self ondersoek. Ons sal moeilike gedeeltes nie vermy nie, maar dit binne hul historiese, grammatikale en skriftuurlike konteks bestudeer. 'n belangrike beginsel sal deurgaans wees dat die skrif nie met homself in konflik is nie. Majesteit Yahweh verander nie volgens Maleagi 3 vers 6 en sy waarheid is konsekwent. Indien Paulus deur dieselfde gees geïnspireer was as Moses, die profete en Yeshua die Mashiach, behoort sy geskrifte uiteindelik daarmee in harmonie te wees. Indien dit nie die geval is nie, moet daardie spanning eerlik erken en ondersoek word. Verder moet onthou word dat selfs die apostel Petrus erken het dat sommige van Paulus se uitsprake moeilik is om te verstaan en dat onkundige en onvaste mense sy woorde verdraai tot hulle eie ondergang, sien 2 Petrus 3 vers 15 tot 17. Die bestaan van moeilike gedeeltes bewys dus nie noodwendig dat Paulus verkeerd was nie. Dit kan net sowel beteken dat die gedeeltes sorgvuldige studie vereis. Gedurende hierdie reeks sal ons daarom die mees algemene besware teen Paulus een vir een ondersoek. Ons sal kyk na beweringe rakende Galasiërs, die Damaskus pad ervaring, Paulus se verhouding met die Torah, sy aanvaarding deur die ander apostels, die getuienis van Petrus en baie ander sake wat dikwels deur kritici aangevoer word. Die vraag waarmee ons begin is nie, hoe kan ons Paulus verdedig nie, en ook nie, hoe kan ons Paulus veroordeel nie? Die vraag is eerder, wat leer die skrif werklik oor Paulus, en stem sy leer uiteindelik ooreen met die Torah, die profete en die woorde van Yeshua die Mashiach, die gesalfde een? Met daardie doel voor oë begin ons nou hierdie ondersoek. Ons begin met die eerste beweringe teen Paulus. In hierdie studie gaan ons kyk na sommige beweringe wat gemaak word,
om te bewys dat Paulus 'n valse apostel was, en ons gaan elke bewering noukeurig ontleed. As inleiding tot die beweringe in bespreking, word die volgende gedeelte in Spreuke aangevoer deur kritici van Paulus. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat Jahwe, en 7 is vir sy siel 'n gruwel, trotse oë, 'n leuenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat hastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Saam met die bogenoemde skrifgedeelte vra kritici van Paulus dan of Majesteit hom haat of liefhet. Daardie vraag sal egter later in hierdie reeks vanselfsprekend beantwoord word. Daar word verskeie beweringe gemaak. Sommige is geldige vrae wat gelowiges in die gesalfde een al eeue lank bespreek. Ander gevolgtrekkings volg nie noodwendig uit die gegevens nie. Kom ons kyk daarna stap vir stap. Die eerste bewering. Paulus saai meer tweedrag tussen broeders as enige iemand anders. Dit is 'n gevolgtrekking, nie 'n bewese feit nie. Die argument is basies dat Spreuke 6 sê, Elohim haat iemand wat tweedrag saai, Paulus se leer veroorsaak verdeeldheid, en daarom moet Paulus deur Elohim gehaat wees. Maar dieselfde argument kon teen baie profete gebruik word, byvoorbeeld, Jeremia het verdeeldheid veroorsaak, Elia het verdeeldheid veroorsaak, Jesaja het verdeeldheid veroorsaak, Joshua het self gesê hy bring skeiding tussen mense, sien Matteus 10 vers 34 tot 36. Medebroers en susters, medevolksgenote, die vraag is nie, het verdeeldheid ontstaan nie, die vraag is, wie het die waarheid gepreek? Waarheid bring dikwels verdeeldheid wanneer mense dit verwerp. Die tweede bewering is Galasiërs 4 en Hagar en Sinai. Dit is waarskynlik die sterkste argument wat anti-Paulus groepe gebruik. Hulle sê, Paulus noem Sinai, waar die Torah gegee is, slawerny. Maar kyk mooi wat Paulus doen. Hy sê uitdruklik in Galasiërs 4 vers 24, dit is sinnebeelde. Met ander woorde, hy gee nie 'n letterlike geskiedenisles nie, hy gebruik 'n allegorie. Die punt van sy argument is nie, die Torah is boos nie, nee, sy punt is, regverdiging kom nie deur jou eie afstamming of deur wettiese vertroue op werke nie, maar deur Elohim se belofte. Dit is dieselfde punt wat hy in Romeine 4 maak met Abraham. Mens kan verskil met Paulus se allegorie, maar om te sê dit bewys dat hy 'n leenaar is baie moeiliker. 'n Allegorie kan verkeerd geïnterpreteer word sonder dat dit 'n leuen is. Die derde bewering. Paulus se leringe is 99% van die Christendom. Dit is oordrewe. Die meeste kern-Christelike en Israel waarheid leerstellings kom reeds uit die Torah, die profete, die evangelies. Hier is 'n paar voorbeelde. 1 Elohim, bekering, geloofsvertroue, liefde vir Elohim, liefde vir ons naaste, die gesalfde een en die koninkryk van Elohim. Hierdie dinge is reeds in die skrif voordat Paulus enige brief geskryf het. Die vierde bewering, die Damaskuspad verhale. Hier word gewoonlik verwys na Handelinge 9, Handelinge 22 en Handelinge 26.
Die beweerde teenstrydigheid is gewoonlik, Handelinge 9 vers 7, die manne hoor die stem, en dan Handelinge 22 vers 9, die manne hoor nie die stem nie. Maar die Griekse teks laat die moontlikheid toe dat hulle die geluid gehoor het, maar nie die woorde verstaan het nie. Dit is waarom baie geleerdes nie hierdie as 'n werklike teenstrydigheid beskou nie. Selfs al sou iemand dink daar is 'n spanning tussen die beskrywings, bewys dit nie outomaties dat Paulus 'n valse apostel was nie. Die 5de bewering: waarom getuig die ander getuies nie later nie? Dit is 'n redelike vraag. Ons het inderdaad geen bekende verslag van een van die reisgenote wat later 'n getuienis neergeskryf het nie. Maar dieselfde probleem bestaan op baie plekke in die skrif. Ons het byvoorbeeld nie persoonlike getuienisse van die meeste van die 500 getuies van die opstanding nie, volgens 1 Korintiërs 15 vers 6. Ons het byvoorbeeld nie persoonlike getuienisse van die meeste Israeliete wat die Rooi See deurgetrek het nie, en ons het byvoorbeeld nie persoonlike getuienisse van die meeste mense wat Joshua se wonderwerke gesien het nie. Die afwesigheid van 'n aparte verslag bewys nie dat die gebeurtenis nie plaasgevind het nie. Dit beteken bloot dat ons nie meer bronne het nie. Die 6de bewering: wat van 2 Petrus 3 vers 15 tot 16? Hier is die groot uitdaging vir die standpunt dat Paulus 'n valse apostel was. Petrus skryf: ons geliefde broer Paulus, en sê dat mense Paulus se briewe verdraai, soos ook die ander skrifte. As 2 Petrus eg is, dan het Petrus Paulus nie 'n valse apostel beskou nie. Om Paulus te verwerp vereis gewoonlik dat mens ook moet argumenteer dat 2 Petrus nie betroubaar is nie of later vervals is, wat sommiges deesdae ook dan nou begin redeneer. Ons sal dit in 'n ander studie in hierdie reeks meer in detail bespreek. Gevolgtrekking. Die aangehaalde argument bevat 'n paar geldige vrae, naamlik: waarom gebruik Paulus die Hagar of Sinai allegorie? Waarom verskil die Damaskus verslae in detail? En waarom het ons nie onafhanklike getuienisse van die reisgenote nie? Dit is redelike vrae om te ondersoek, maar die gevolgtrekking, naamlik, daarom is Paulus 'n leienaar en valse apostel, volg nie noodwendig uit die bewyse wat aangebied word nie. Die debat kom uiteindelik neer op hoe mens Paulus se briewe lees in verhouding tot die Torah, die profete, die evangelies en die getuienis van die ander apostels. Beide voorstanders en teenstanders van Paulus probeer hul saak uit die skrif maak. Daarom is dit belangrik om die spesifieke tekste sorgvuldig te ondersoek, eerder as om bloot te aanvaar dat enige skynbare spanning outomaties bewys dat Paulus vals was. Is daar antwoorde vir daardie geldige vraag? Ja, daar is antwoorde wat deur Paulus se verdedigers aangebied word. Of mense dit oortuigend vind, is 'n ander saak, maar dit is belangrik om die antwoorde te ken voordat 'n mens enige gevolgtrekking maak. Kom ons kyk nou eerstens, waarom gebruik Paulus die Hagar Sinai allegorie? Dit is waarskynlik die moeilikste gedeelte. Die anti-Paulus argument sê, Sinai is gelyk aan Torah en Hagar is gelyk aan slawerny. Dus leer Paulus, volgens hulle, dat die Torah of wet slawerny is. Paulus se verdedigers antwoord gewoonlik, Paulus sê nie dat die Torah self slawerny is nie. Hy sê dat die verbondsverhouding wat gebaseer is op vertroue in die vlees, menslike afkoms of selfregverdiging slawerny voortbring. Hulle wys daarop dat Paulus elders sê in Romeine 7 vers 12
Die wet is heilig en die gebod is afgesonder en regverdig en goed. As Paulus werklik geglo het die Torah is boos of slawerny, sou dit vreemd wees dat hy die Torah afgesonder en goed noem. Die vraag word dan, verwerp Paulus die Torah of verwerp hy 'n verkeerde gebruik van die Torah? Dit, my liewe broers en susters, dit is waar die debat lê. Tweedens, waarom verskil die Damaskus verslae? Die grootste beweerde teenstrydigheid is Handelinge 9 vers 7, die manne hoor die stem, en Handelinge 22 vers 9, die manne hoor nie die stem nie. Die algemene verduideliking is dat die Griekse woord vir hoor op verskillende maniere gebruik word. Vergelyk gerus die volgende: jy hoor 'n geluid, jy hoor en verstaan wat gesê word. Volgens hierdie verduideliking het hulle die geluid gehoor, het hulle nie die boodskap verstaan wat aan Paulus gegee was nie. Baie Griekse geleerdes meen dit los die probleem op. Nie almal stem saam nie, maar dit is nie blote verskoning wat onlangs uitgedink is nie. Dit word al lank bespreek. Derdens, waarom het die ander getuies nie later getuig nie? Die eerlike antwoord is, ons weet nie. Die skrif sê hulle was daar, maar ons het geen bewaarde persoonlike getuienisse van hulle nie. Dit is egter nie uniek aan Paulus nie. Ons het byvoorbeeld ook nie, soos het ons vroeër gesien het, geen persoonlike verslae van die meeste van die 500 getuies van die opstanding van Yeshua nie. Ons het geen persoonlike verslae van die meeste mense wat Yeshua se wonderwerke gesien het nie. Die gebrek aan ekstra getuies maak die verhaal moeiliker om te verifieer, maar bewys nie dat dit vals is nie. Vierdens, waarom het die apostels Paulus aanvaar? Hier is een van die sterkste argumente ten gunste van Paulus. Volgens Handelinge en Paulus se eie getuienis in Galasiërs, het hy met Petrus ontmoet, hy het met Jakobus ontmoet, en later het hy met die leiers in Jerusalem vergader. Galasiërs hoofstuk 2 sê hulle het sy bediening erken. 'n Anti-Paulus persoon moet dus verduidelik, waarom het die oorspronklike apostels 'n valse apostel aanvaar? Daar is verskillende antwoorde wat gegee word, maar dit bly 'n belangrike vraag. Vyftens, waarom sê Petrus goeie dinge oor Paulus? In 2 Petrus 3 vers 15 tot 16 lees ons geliefde broer Paulus, en Petrus sê mense verdraai Paulus se briewe. Die gewone begrip is dat Petrus Paulus erken het. Teenstanders van Paulus antwoord gewoonlik op een van twee maniere. Eerstens, 2 Petrus is nie eg nie, en tweedens, die gedeelte was later bygevoeg. Daar bestaan geen historiese of manuskripbewyse dat 2 Petrus later by die Nuwe Testament gevoeg was nie. Daar bestaan wel argumente waarom sommige geleerdes twyfel of Petrus self die brief geskryf het, maar geen van hierdie argumente bewys dat die brief 'n latere toevoeging of vervalsing was nie. En sestens, waarom lyk dit soms asof Paulus die Torah of wet weerspreek? Dit is waarskynlik die kern van die hele debat. Paulus sê dinge soos, ons word nie geregverdig deur werke van die wet nie, die besnydenis red nie, en regverdigheid kom deur geloof. Sommiges lees dit as, Paulus verwerp die Torah. Ander lees dit as, Paulus verwerp die idee dat gehoorsaamheid jou redding verdien. Interessant genoeg sê Paulus ook in Romeine 3 vers 31, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet.
en 1 Korintiërs 7 vers 19, die onderhouding van die gebooie van Elohim is wat tel. Dit is juis hierdie verse wat veroorsaak dat sommige Torah onderhoudende gelowiges Paulus aanvaar, omdat hulle meen hy word dikwels verkeerd verstaan. Die werklik moeilike vraag is nie of daar antwoorde bestaan nie. Daar bestaan antwoorde vir die meeste van hierdie besware. Die moeilike vraag is egter, kan Paulus se moeilikste uitsprake, veral Galasiërs hoofstuk 3 tot hoofstuk 5, konsekwent verstaan word op 'n manier wat nie bots met die Torah, die profete en Yeshua se eie woorde nie? Dit is die punt waarop die debat gewoonlik vassteek, en dit verg 'n deeglike studie van die spesifieke tekste in konteks. Kom ons kyk daarna. Die moeilike vraag. Die sentrale vraag in hierdie studie is nie of Paulus moeilike uitsprake gemaak het nie. Selfs Petrus erken dat daar dinge in Paulus se briewe is wat moeilik was om te verstaan. Sien 2 Petrus 3 vers 15 tot 16. Soos vroeër genoem, is die werklike vraag of hierdie moeilike uitsprake verstaan kan word op 'n manier wat in harmonie is met die res van die skrif. Met ander woorde, kan Paulus se moeilikste uitsprake, veral in Galasiërs 3 tot 5, konsekwent verstaan word op 'n manier wat nie bots met die Torah, die profete en Yeshua se eie woorde nie. Hierdie vraag is van kardinale belang, want indien Paulus die Torah weerspreek, dan ontstaan 'n ernstige probleem. Majesteit Jahwe verander nie. Die waarheid weerspreek nie homself nie. Die profete, Yeshua en ander apostels behoort dus uiteindelik dieselfde boodskap te verkondig, selfs wanneer hulle verskillende aspekte daarvan beklemtoon. Die uitdaging van Galasiërs. Nêrens word hierdie spanning sterker gevoel as in die boek Galasiërs nie. Paulus maak uitsprake wat op die eerste oogopslag skokkend klink. Kyk, hier's 'n paar voorbeelde. Galasiërs 5 vers 2. As julle heel laat besny, sal die gesalfde een vir julle tot geen nut wees nie. Galasiërs 5 vers 4. Julle wat geregverdig wil word deur die wet, is losgemaak van die gesalfde een. Galasiërs 3 vers 25. Ons is nie meer onder die tugmeester nie. En Galasiërs 5 vers 1, staan dan vas in die vryheid. Vir baie lesers klink hierdie uitsprake soos 'n direkte aanval op die Torah self. Maar is dit werklik wat Paulus bedoel? Die getuienis van die Torah. Die Torah beskryf Majesteit Jahwe se instruksies as afgesonder of heilig, regverdig, goed en 'n seën vir sy volk. Deuteronomium leer dat gehoorsaamheid aan Majesteit Jahwe se gebooie lewe, seën en voorspoed bring. Psalm 119 beskryf die Torah as waarheid, lig, vryheid en wysheid. Indien Paulus dus leer dat die Torah self sleg, nutteloos of afgeskaf is, sou hy direk bots met Moses, Dawid en die profete. Die getuienis van die profete. Die profete het nooit voorspel dat Majesteit Jahwe sy wet sou afskaf nie. Inteendeel, Jeremia 31 profeteer dat die Torah op die harte van die verbondsvolk geskryf sou word. Jesaja 2 profeteer dat die Torah uit Sion sou uitgaan. Esegiel 36 profeteer dat Majesteit Jahwe sy gees sou gee, sodat sy volk in sy insettinge kan wandel. Indien Paulus leer dat die Torah beëindig is, sou hy nie net Moses weerspreek nie, maar ook die toekomstige hoop wat deur die profete verkondig was. Die getuienis van Yeshua.
Die meester Yeshua verklaar in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Hy voeg verder by in Matteus 5 vers 18, totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan nie. En Johannes 14 vers 15 verklaar hy, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Yeshua waarsku selfs teen die leer van wetteloosheid in Matteus 7 vers 23. Indien Paulus leer dat die Torah afgeskaf is, ontstaan die vraag hoe sy leer met Yeshua se eie woorde versoen kan word. Die getuienis van Paulus self. Die saak word egter ingewikkelder wanneer ons Paulus se eie verklaringe ondersoek. Dieselfde Paulus wat Galasiërs geskryf het, sê ook in Romeine 7 vers 12, die wet is afgesonder en die gebod is afgesonder en regverdig en goed. En Romeine 3 vers 31 sê hy, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. En dan in 1 Korintiërs 7 vers 19, die onderhouding van die gebooie van Elohim is wat tel. Hierdie uitsprake klink nie soos die woorde van iemand wat die Torah probeer vernietig nie. 2 moontlike gevolgtrekkings. In hierdie studie sal ons ook ondersoek of een van die volgende 2 gevolgtrekkings korrek is. Moontlikheid nommer 1. Paulus het werklik die Torah verwerp en 'n nuwe teologie ingestel wat verskil van Moses, die profete en Yeshua. Moontlikheid 2. Paulus word deur baie lesers verkeerd verstaan en sy moeilike uitsprake verwys nie na die afskaffing van die Torah nie, maar na die verkeerde gebruik van die Torah as middel tot regverdiging. Die doel van hierdie ondersoek. Ons doel is nie om Paulus te verdedig bloot omdat hy Paulus is nie. Ons doel is ook nie om hom te veroordeel, bloot omdat sommige van sy uitsprake moeilik is nie. Ons doel is om die skrif self te ondersoek. Indien Paulus in harmonie met Moses, die profete en Yeshua geskryf het, behoort sy briewe uiteindelik op 'n konsekwente wyse verklaar te kan word. Indien dit nie moontlik is nie, moet daardie spanning eerlik erken word. Die vraag waarmee ons hierdie studies aanpak is dus eenvoudig. Is Paulus se moeilikste uitsprake werklik teenstrydig met die Torah? Of verstaan ons dit dalk nie op dieselfde manier as wat sy eerste lesers dit verstaan het nie? Ons sal antwoorde begin kry, soos ons met hierdie studiereeks vorder. Kyk gerus uit vir die volgende deel, want ons gaan nou begin dieper en dieper delf in al die besware en beweringe wat teen Paulus gemaak word, en ons gaan elkeen van hulle noukeurig deurgaan en elkeen van hulle ontleed om ons antwoorde te kry. Hierdie kan jy dan dus net sien as 'n inleiding tot die res van die reeks wat voorlê. Dit gaan 'n deeglike reeks wees en daar gaan later nog dele bykom wat vrae beantwoord wat geopper word, wat in debatte gevoer word onder gelowiges wat vir en teen Paulus is. So bly ingeskakel en kyk gerus uit daarvoor. Dankie vir die saamkyk. Geseënde dag vir elkeen. Selah.